Vandag in Psalm 150 vers 1 tot 6 staan daar die woord: Prys die Here, prys God in sy heiligdom. Prys hom hier onder sy magtige hemelgewelf. Prys hom oor sy kragtige dade. Prys hom in sy magtige grootheid. Prys hom met die ramshoring. Prys hom met die harp en lier. Prys hom met tamboerijn en koordanse. Prys hom met snaarinstrumente en fluite. Prys hom met simbale. Prys hom met galmende simbale. Laat alles wat asemhaal die Here prys. Prys die Here. En net soos in Psalm, soos die skrywer God eer en prys, kom ons prys Jesus Christus saam. Praise unbroken, praise unending, be yours forevermore. Praise untainted, praise unfading, be yours forevermore. Be yours forevermore. Unbroken praise be yours, God, forever. All my praise be yours, God, forever. Lord, take this life, let it become your throne. Unbroken praise be yours. My surrender, my devotion, be yours forevermore. Be yours forevermore. Unbroken praise be yours, God, forever. All my praise be yours, God, forever. Lord, take this life, let it become your throne. Unbroken praise be yours. Unbroken praise be yours, God, forever. All my praise be yours, God, forever. Lord, take this life, let it become your throne. Unbroken praise be yours. So let my deeds outrun my words, and let my life outweigh my songs. So let my deeds outrun my words, and let my life outweigh my songs. Unbroken praise be yours, God, forever. All my praise be yours, God, forever. Lord, take this life, let it become your
my deeds outrun my words, and let my life outweigh my songs. Unbroken praise be yours. Goeiedag vriende, ons ontdek God deur die psalms en ons groei in intimiteit met hom. In verlede week het ons begin en ons het begin om die Here lof te gee, groei in intimiteit met hom deur lofprysing. En ons het gesê daar is ten minste 6 aspekte wat ons in die psalms kan identifiseer, wat jou en my help om te groei in intimiteit met God. En vandag kyk ons na danksegging. Nou, ons kan nou dink om te sê, okay, maar is dit nie dieselfde nie? Lofprysing en danksegging. Wel, nie heeltemal dieselfde nie, maar dit hou so naby verband met mekaar. Ons sê spesifiek baie dankie. Ons gaan oor in danksegging wanneer iets lofwaardig is. Wanneer iets wat ons ontvang het, lofwaardig is, prysenswaardig is. Ons gaan oor in danksegging vir iets wat prysenswaardig is, vir iets wat prysenswaardig is, wat die Here ons gegee het. Hierdie geskenk, hierdie gawe, uit genade, uit sy hand uit, is prysenswaardig en daarom vat dit ons tot by danksegging. Ons loof en ons prys ons hemelse Vader wat so vrygewig is en ons sê vir hom dankie vir sy gawes, vir sy genade geskenke in ons lewe, selfs die klein dingetjies wat ons so vanselfsprekend aanneem. En wanneer ons na die psalms lees, dan sal ons vind psalms van danksegging kan opgedeel word in psalms of liedere van danksegging wat saam gesing word, gemeenskaplike, 'n korporatiewe psalms van danksegging en ook individuele psalms van danksegging. En 'n voorbeeld van 'n gemeenskaplike lied van danksegging is Psalm 100. En hierdie psalm het ook 'n titel wat sê, dis 'n psalm van danksegging. En die Hebreëse woord vir danksegging beteken letterlik om dinge te verklaar, om dinge te bely. En belydenis in hierdie konteks en in hierdie aspek beteken dit, ek bely dinge oor God se karakter en sy goedheid. Ek verklaar, ek erken en bely sy karakter en sy grootheid en sy goedheid. So kom ons lees Psalm 100 en ek wil lees uit die Nuwe Lewende Vertaling. Almal op aarde, juig tot eer van die Here. Dien die Here met blydskap. Kom voor hom en sing met vreugde. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk, die skape van sy weiveld. Gaan sy poorte in met dankliedere, sy hofsaal met lofgesange. Dank hom en prys sy naam, want die Here is goed. Sy troue liefde hou aan vir altyd. Sy trou is van geslag tot geslag. En soos wat ons die Here loof en prys en lofprysing uit ons mond kom, sê ons ook vir God dankie in ons private tyd, alleentyd saam met die Here. Maar hier in hierdie psalm sien ons in vers 4 eintlik ook, fokus dit hier wanneer ons saam by mekaar kom en hom aanbid deur danksegging. Ons gaan sy poorte met dankliedere, sy hofsaal met lofgesange binne. Ons dank hom, ons prys hom. En hier kry ons 'n prentjie van die Ou Testamentiese tabernakel wat die Israeliete binne gegaan het om die Here gesamentlik dankie te sê deur lofgesange. En hierdie danksegging en hierdie lof beteken ook hier dat ek en jy ons harte voor die tyd moet voorberei. Ons moet ons harte voorberei. Ons kom met 'n doelbewuste, ons is intentioneel met ons lofprysing en ons danksegging teenoor God. Ons neem dit nie sommer net vanselfsprekend aan nie. En daarom wil ek jou aanmoedig om te bid en
jou hart voor te berei wanneer jy saamkom. Om nie net 'n Sondagoggenddiens te sien as, dis nou maar net nog 'n tyd nie. Ons kan so besig wees, ons kan so gejaagd wees, ons kan laat wees vir die aanlyn diens, vir die in-persoon diens en ons kom net aangejaag, maar neem ons tyd en ek wil jou uitdaag, neem tyd om jou hart voor te berei, om te sê, Here, vul my hart net met soveel danksegging en lofprysing. Maak my hart sag, maak my hart ontvanklik. Here, maar ek bid nie net vir myself nie, ek bid ook vir die wat rondom my is, vir die wat saam met my daar gaan wees. En ja, selfs wanneer jy aanlyn na hierdie diens kyk, miskien is dit net jy, moenie sommer net aanlyn kyk nie, maar bid voor die tyd, of vir die wat saam met jou kyk. En ek wil jou ook aanmoedig om te sê, ons is dankbaar vir die internet, ons is dankbaar dat ons gebruik kan maak van 'n aanlyn diens, maar dit vervang nie om in persoon saam met medegelowiges rondom my by mekaar te kan kom, om hulle te kan sien nie, om hulle te kan hoor, om ons lofgesange van danksegging saam op te lig na God toe. Daar is nie 'n plaasvervanger vir dit nie. Maar wat ook al jou unieke persoonlike situasie is, en in hierdie tyd jy gebruik kan maak van die aanlyn diens, is dit goed. Maar ek wil jou tog uitnooi dat dit nie 'n plaasvervanger raak vir in-persoon dienste nie. Ons lofprysing teenoor God, ons danksegging moet fokus op wat hy gedoen het en wie hy is. Ons sê dankie vir wat hy gedoen het, en spesifiek vir die feit dat hy ons gered het, vrygemaak het van ons sondes, ons losgekoop het deur die bloed van Jesus Christus, ons vrygemaak het. En wanneer ons na hom toe kom en ons eer hom, en ons sê, dankie Here, ons wil met lofgesange, ons prys sy naam, In Engels kan ons sê, we bless his name, ons prys sy naam, dan beteken dit, ons prys hom vir wie hy is, eerstens, en dan vir wat hy gedoen het. Ons prys sy naam dat deur, Vader, ons prys sy naam dat deur u Seun Jesus Christus, het u ons nou geseën met die gawe van verlossing, van redding, die gawe van kunskap. En ons kom nou, en ons prys nou u naam vir hierdie groot gawe wat ons ontvang het. Keer op keer wanneer ons by mekaar kom as gelowiges, dan herinner ons mekaar gesamentlik hieraan dat ons nie sommer die genade van dat ons nie sommer sy genade sal vergeet nie, die wonder van sy genade sal vergeet nie. Nou in Psalm 86 is hier dalk 'n voorbeeld van 'n individuele psalm van danksegging. Individuele psalm van danksegging, en Dawid kom hier en hy wil hê ander moet weet dat God is die bron van wie hy Dawid is, sy bestaan, wie hy is, alles wat hy het is te danke aan God, en sy danksegging bring dan vir Dawid nader aan God, en hy bid vir hierdie onverdeelde hart, dat God hom sal help hiermee, 'n onverdeelde hart, 'n onverdeelde trou aan God. En hier sien ons dat die dankbaarheid wat hy het teenoor dit wat uit God se hand uitkom, vat hom na God se hart toe uiteindelik, dat hy kan dankie sê, Here, dat u in my hart werk, en dat u 'n onverdeelde trou in my sit. So Psalm 86 van die Nuwe Lewende Vertaling, ek lig so 'n paar verse uit. Die heel eerste vers wat ons daar het, kom roep Dawid uit, en hy sê, luister tog na my gebed, Here. Antwoord my, Here, antwoord my, ek roep uit na u. Vers 4 sê, gee tog vir my blydskap, want na u is my verlange. Hy sê, na u is my verlange. Ek verlang na u, nie omdat u vir my kan help en goed kan doen nie. Ja, Here, ek is dankbaar vir u hand, maar my verlange is na u, wie u is. Gee tog ag op my hulp geroep. Vers 10 tot vers 13 sê die volgende, want u is groot en doen wonderdade, u alleen is God. Leer my u weë, Here, sodat ek in u waarheid kan wandel. Gee my 'n onverdeelde trou. Gee my 'n onverdeelde hart.
'n undivided heart. Gee my 'n onverdeelde trou om so U naam te dien, om U te dien vir wie U is. Vers 12, met my hele hart sal ek U prys. Here my God, ek sal U naam vir altyd verheerlik, want U liefde vir my is baie groot. U het my uit die doderyk uitgered. Ons hoor en voel wat in Dawid se hart aangaan, soos wat hy met diep danksegging uitroep tot God en dankie sê vir die wonderdade van God, maar hoe hy ook dankie sê en uitroep terselfdertyd, dat God hom 'n onverdeelde hart en trou sal gee, dat hy God sal aanbid vir wie hy is, sy naam sal loof en prys. Wanneer ons deur die psalms lees, dan merk ons op baie keer deur so baie psalms, hoe maklik dit is, of hoe vinnig God luister wanneer ons uitroep, net soos Dawid hier begin het, ag Here, luister tog na my, gee tog ag op my hulpgeroep, maar ook aan die ander kant, hoe maklik ons vergeet, en hoe maklik van hierdie psalmdigters vergeet. Nou, hoeveel tyd het jy dalk spandeer, van die begin van hierdie COVID-pandemie in Maart 2020, om bekommerd te wees? Het jy 'n prentjie in jou kop? Het jy 'n gedagte oor iets waaroor jy so bekommerd was en dalk nog steeds is die afgelope 12 maande? OK, het jy dit? Goed. Vandat jy begin worry het, vandat jy hierdie bekommernis begin intree het, miskien het daar 'n maand verbygegaan, en toe nog 'n maand, en toe nog 'n maand, en so aan, en ewe skielik is daar 'n hele jaar verby vandat jy bekommerd is, vandat jy begin angstig was, en hopelik ook hieroor gebid het, maar jy het deurgekom, 'n jaar is verby, en hierdie bekommernis verander nie die situasie waarbinne jy jou bevind nie. Nee, bekommernis en angs verander ons harte. Dit verander ons harte, en dit verander nie ons harte ten goeie nie, dit verander ons harte eintlik tot sleg wees, tot slegter. Ons is slegter af in ons harte, en dit beïnvloed alles. Die vraag is, liewe vriende, het jy vir God dankie gesê? Is daar danksegging in jou hart dat God of hierdie probleem, kom ons sê, opgelos het, verander het, dat jou situasie verander is, of miskien in God se wysheid, en in sy genade het hierdie situasie nie verander nie, en jou omstandighede is nog steeds dieselfde, en is jy nog steeds in dit, maar sê jy ook dankie vir hom, is jy ook dankbaar in jou hart teenoor hom, dat selfs omdat dit nie verander het nie, hy jou nog steeds onderhou het, en hy jou nog steeds hierdeur gedra het, en nog steeds dra. Sê ons te midde van hierdie situasie, dankie dat ons 'n ewige hoop het, dat Jesus ons ewige hoop het, dat ons 'n ewige erfenis in Christus het, wat nooit kan verwelk, of verbygaan, of vernietig word nie. Vir sommige van ons is ons ergste vrees, en die dinge waar ons die meeste bekommerd was oor die laaste 12 maande, dit het dalk waar geword, en dit het dalk gebeur. Daardie ding waaroor jy bekommerd was, en angstig was, en wat in jou gevreet het die laaste 12 maande, dalk het dit gebeur in die laaste week of die laaste maand. Selfs dan is daar nog steeds dankbaarheid in jou hart teenoor God, te midde van jou grootste vrees wat waar geword het, is daar nog steeds dankbaarheid in jou hart, want nog steeds word jy herinner dat selfs daardie erge ding waaroor jy bekommerd was en bang was sou gebeur, en toe gebeur het, selfs dit is nie die ergste ding wat ooit met jou in jou lewe kan gebeur nie, want die ergste ding wat ooit kan gebeur, is om geskei te word van God se liefde.
en om nie 'n ewige hoop en 'n erfenis in hom te hê nie, maar nou kind van God, te midde van hierdie slegte ding en situasie wat met jou gebeur het, of waar binne jy jou bevind, kom sê God weer vandag vir jou, ja, sien dit is sleg, en in God se wysheid en sy almag verstaan ek en jy nie noodwendig hoekom hy nie deurgekom het of dit verander het nie, maar een ding weet ons verseker, dat niks kan jou skei van sy liefde nie, niks in die ganse skepping kan jou skei van sy liefde nie, en as kind van God het jy 'n ewige hoop en 'n ewige erfenis, 'n ewige toekoms in Jesus Christus, en dit kan nie weggeneem word nie, want Jesus het dit gekoop met sy bloed, en jy het dit ontvang in wie hy is en wat hy gedoen het, en dat nou is hy jou hoëpriester, en hy hou jou veilig, en hy is saam met jou en met jou. Hoe gereeld sê ons dankie teenoor God? Nie net vir wat hy doen nie, maar ook vir wie hy is, en vir sy wonderlike beloftes. Hoe gereeld sit jy net stil en laat toe dat die reën van dankbaarheid oor jou val, dat die fontein van dankbaarheid binne in jou opkom en net uitborrel? Wanneer laas het jy vir Jesus net dankie gesê dat hy die lig is in hierdie donker wêreld? Dat jy jou miskien in 'n donker situasie, in 'n donker plek bevind, maar dat hy die lig is. En dat jy so dankbaar is dat hy Immanuel, God met jou, met ons is. Wanneer laas het jy vir God dankie gesê vir broers en susters in Christus rondom jou? Ja, selfs vir daai broers en susters in Christus wat jou irriteer. Ja, selfs die met wie jy nie oor die weg kom nie, en die met wie jy nie saamstem nie, en die met wie jy verskil, en dan selfs in hierdie tyd waar ons onsself nou bevind, daai wat pro-vaksine is, en daai wat anti-vaksine is, en hier ontstaan twee groepe, en selfs Christene beklei en oordeel mekaar, maar selfs binne in dit, laat ons toe dat die liefde en vergifnis van Jesus Christus uit ons vloei teenoor ander, is ons nog steeds teenoor ons Vader dankbaar vir my medebroers of susters in Christus, want ek het hulle nie gekies nie, hy het hulle gekies, en ons staan eweveel geregverdig voor ons Vader deur die afgehandelde werk van Jesus Christus aan die kruis, en ons gaan 'n ewigheid saam spandeer. En ons word geroep om te vergewe en om lief te hê soos wat Jesus gedoen het, en om mekaar te respekteer en mekaar te aanvaar in Jesus Christus. So ongeag wat se seisoen jy jouself invind, wat se situasie, daar is altyd iets waarvoor ons kan dankbaar wees teenoor God. En dankbaarheid is 'n kragtige daad van aanbidding. Dis 'n kragtige daad van aanbidding. Dis 'n daad van aanbidding teenoor God. Dit kom herbevestig binne in my en jou God se soewereiniteit. Ja, Here, ek verstaan nie, ek het gebid, U het nie my gebed geantwoord soos wat ek dit graag gevra het of sou wou hê nie. Here, ek verstaan nie, ek is nie seker nie, maar nog steeds, daar's dankbaarheid in my hart teenoor wie U is. En wat U gedoen het, wat U nou doen, wat U in die toekoms gaan doen, U wonderlike beloftes wat nog steeds daar is. Dankie Here vir dit wat U doen, dat U my ook vrede gee, dat U teenwoordigheid saam met my is. Ja, wanneer ons oorgaan in dankbaarheid, dan herbevestig dit God se soewereiniteit, en dit vat dankbaarheid, en dit is soos 'n stroom, die stroom van dankbaarheid vloei opwaarts, en help my en jou om op God te fokus. Dankbaarheid help my en jou om weg te gaan van ons situasie en omstandigheid en onsself en dit fokus op God. Want wanneer ons stil word en ons dink werklik na daaroor, is daar soveel dinge waarvoor ons dankbaar is, wat uit God se hand uitkom, maar ook vir wie hy is. Larry Crabb het 'n paar boeke geskryf, maar Larry Crabb sê die volgende. Ek haal dit vir jou aan. Hy sê, sometimes believers are more desirous of the better life of God's blessings. Hy sê, partykeer is gelowiges so, hulle begeer net die goeie lewe van God se geskenke. Al wat ons wil hê is, Here, gee net vir my 'n goeie, gemaklike lewe. Ek jaag net U geskenke na, dit wat U kan doen vir my.
Of dit gesondheid is, genesing is, of dit finansies is, of dit werk is, of dit net goeie deurbraak is, wat dit is. Here, ek soek 'n goeie lewe, vol van die geskenke en goedheid wat uit U hand uitkom. En moenie hoor wat ek nie sê nie en wat Larry nie sê nie. Natuurlik is God 'n goeie God en ons sien elke goeie gawe en geskenk kom van sy hand uit. Want onthou wat ons verlede week gesê het, ons soek eers sy hart en wanneer ons sy hand en die geskenke van sy hand ontvang, dan lei dit ons na sy hart toe. Sometimes believers are more desirous of the better life of God's blessing than they are of the better hope of God's presence. Hy sê ons begeer meer 'n beter lewe vol van God se geskenke, meer as wat ons 'n lewe begeer van 'n beter hoop in sy teenwoordigheid. En keer op keer sien ons die psalmdigter en ons sien Dawid het gesê, beter is een dag in die tempelpoorte. Hy het nie net gesê, Here asseblief doen dit, geef my. Hy sê, Here, al kom daar ook al niks uit U hand uit nie, is dit vir my beter, een dag, niks kan vergelyk word met een dag net in U teenwoordigheid, om bewus te wees van wie U is, in U krag en in U almag en in U liefde en in U genade, dat dit net oor my spoel, dat ek dit so sal ervaar en bewus wees daarvan, nie net in my verstand nie, maar in my ganse mens wees. Partykeer soek ons so die geskenke uit God se hand na, dat ons nie uiteindelik op soek is na sy teenwoordigheid nie. We're looking more for the presence of God, rather than the presence of God. Waarvoor kan jy God vandag dankie sê? Watter gawes van genade wat uit sy hand uitkom, vul jou hart met dankbaarheid en dit vat jou eintlik verder tot diep in sy Vaderhart en dat jy eintlik verby die gawes en geskenke kyk, dat jy eintlik diep in sy hart wil inkom. Kom ons vat 'n minuut en ons vra Heilige Gees om ons net te herinner oor dit waarvoor ons dankbaar kan wees en om ons net te vat na die hart van God, verby sy hand na sy hart toe. Kom ons laat toe dat Heilige Gees ons net met dankbaarheid kom vul. Kom ons gee tyd en ons word stil vir so 'n minuut lank. Ons sê vir U dankie dat U ons help, dat U ons lei. Vul ons met dankbaarheid. Vul ons met dankbaarheid. Mag ons nooit die wonder van U genade vergeet nie. Maar vriende, elke keer wanneer Jesus die brood gebreek het, of het hy dankie gesê, of dit nou was voor hy die 5000 kos gegee het, of saam met sy disippels net geëet het, of saam met die disippels op pad na Emmaus te was, en selfs daar by die laaste maaltyd voor hy gekruisig is. Jesus, God self, God die Seun, besit hierdie beeste op 1000 koppies, hierdie massiewe plaas, die ganse wêreld, al die diere in die veld en in die woud behoort aan hom, sê Psalm 50 vir ons. En hy kom tog en hy maak homself nederig en hy klee homself met vlees. En hy kom leef as ten volle God en hy leef as ten volle mens in volle afhanklikheid van God se voorsiening vir al sy behoeftes. En dan sê hy
keer op keer dankie aan die Vader. Leef hy uit soveel dankbaarheid vir alles wat die Vader voorsien. En sê Vader, ja, selfs wanneer ek nie verstaan nie, laat U wil geskied, maar ek sê vir U dankie, keer op keer. Word jou lewe gekenmerk deur dankbaarheid. As ek vir jou familie en vriende sou vra, sou hulle saamstem. Sou daar genoeg bewyse wees om jou skuldig te bevind as te ware as hierdie Jesus dankbaarheidsfanatikus? Is jy hierdie Jesus dankbaarheidsfanatikus? Vriende, intimiteit met God groei uit die vrugbare grond van diep dankbaarheid. Intimiteit met God groei uit die vrugbare grond van 'n diep dankbaarheid. Kan ek sê, uit 'n derentydse, daaglikse diep dankbaarheid. In Psalm 108 kom die psalmdigter juis en hy sê dat hoe groot en fantasties is die liefde. U liefde is hoër as die hemele en u getrouheid strek verder as die hoogste hemele. Hy sê u getrouheid, u liefde. Hoe groot is dit, hoe fantasties is dit. Kan ons net vir God ook dankie sê en kan daar dankbaarheid in ons harte wees vir sy liefde en sy getrouheid, want dis eintlik die groot ding. En ons lees in Lukas 22, voordat Jesus kruis toe gaan en by die laaste maaltyd, Lukas 22 vers 19 tot 20 uit die Nuwe Lewende Vertaling. Jesus het ook brood geneem, 'n dankgebed uitgespreek, dit in stukke gebreek en vir hulle gegee terwyl hy sê, dit is my liggaam wat ter wille van julle gegee word. Gebruik dit ter herinnering aan my. Hy het dieselfde gedoen met die beker na die ete en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, bevestig deur my bloed, wat ter wille van julle uitgegiet is. En hier het ons te maak met 'n Jesus wat dankie sê vir dit wat ek en jy die meeste nodig het, maar wat ons nie vir onsself kan gee en vir onsself kan voorsien nie. En wat is dit? Die offer van verlossing. Die skuldbrief wat teen my en jou is, ons sonde skuldbrief, om daai skuldbrief ten volle te vereffen en te betaal, dit wat ons die meeste nodig het, dat ons skuldbrief afgeskryf word, dit is verby, dit is ten volle betaal, tetelestai. Ons het dit nodig. En Jesus kom en hy sê dankie daarvoor en hy offer vir ons dit wat ons die meeste nodig het, wat ons nie vir onsself kan doen nie. En hy kom en met sy bloed en met sy liggaam koop hy ons vry van al ons skuld, ons skaamte, ons sondelas. Dit wat ek en jy verdien, neem hy op homself, sodat ek en jy kan ontvang dit wat ons nie verdien nie, en wat ons nie verdien nie, is vryspraak, verlossing, genade, vrede met God. Ons verdien dit nie op grond van ons sonde nie, maar God kom in sy getrouheid en in sy liefde, en hy kom en hy gee homself, en nou ontvang ek en jy uit genade en deur geloof die afgehandelde werk van Jesus Christus aan die kruis en die leë graf, en ek en jy ontvang dit wat ons nie verdien nie. En ons is dankbaar. Is daar enige iets in die wêreld wat 'n groter dankbaarheid verdien as die gawe van verlossing en vryspraak en regverdig verklaring in die persoon en die afgehandelde werk van Jesus Christus, die geskenk van die ewige lewe wat ek en jy ontvang deur genade en eie geloof alleen in hom? Is daar enigiets in die wêreld wat 'n groter dankbaarheid binne in my en jou hart laat opkom? Nee vriende, daar's nie 'n groter dankbaarheid as vir dit nie. Mag ons nooit die wonder van sy genade vergeet nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader,
Ons is so dankbaar dat Heilige Gees in ons, saam met ons kan uitroep, Abba Vader, en dat deur die persoon en afgehandelde werk van Jesus Christus aan die kruis, ons nou die volle reg van kindskap het, en ons nou kinders van God genoem kan word. Nie op grond van wie ons is, of wat ons gedoen het, of ooit kan doen nie, maar op grond van wie Jesus is en wat hy gedoen het. Ons is so dankbaar, Here Jesus. Ons is so dankbaar vir u liefde, u genade, u regverdigheid. Dat u, soewereine God, u self geklee het met menslike vlees en onder ons kom woon het. 'n perfekte, sondelose lewe kom woon het, Jesus in my plek. Meer as dit ook nog, saam met dit in my plek vir my sondes gesterf het. En ek nou die volle reg van kindskap kan ontvang. Dankie daarvoor, mag ons nooit hierdie wonder van u genade vergeet nie. En wanneer ons die genade geskenke op hierdie tydelike aarde uit u hand uit ontvang, mag dit ons vat veel verder tot diep in u Vader hart uit. En mag ons groei in dankbaarheid vir wie u is en vir u getrouheid en vir u liefde en u genade teenoor ons. In die naam van Jesus Christus bid ons dit alleen. Amen. Vriende, kom ons vat 'n volgende oomblik en ons luister na die woorde van hierdie lied. Miskien wil ons dit sommer net saam sing. Hierdie lied sê, dankie dat u my gered het. Thank you for saving me. Mag dit die grootste dankbaarheid wees in ons harte en mag dit ons vat tot 'n dieper en dieper intimiteit met Jesus Christus. Mag jy 'n geseënde week hê. What can I give to you? What can I offer to a king for all the love you've shown, for all your mercy over me? I called your name, you heard my cry out of the grave and into life. My heart is yours, my soul is free. Thank you, God, for saving me. Thank you, God, for saving me. The rock of salvation, my hope is built on nothing less. Morning by morning, how great is your faithfulness. I called your name, you heard my cry out of the grave and into life. My heart is yours, my soul is free. Thank you, God, for saving me. Thank you, God, for saving me. Thank you, God, for saving me. You gave your life upon the cross. You
my soul is free. Thank you, God, for saving me. Thank you, God. Thank you, God, for saving me. Thank you, God. Thank you, God, for saving me.